vanmôre met jou praat uit 1 Samuel 16. En as ek skrifte lees wat jy baie al gehoor het, die Bybel is altyd nuut. Jy hoor altyd weer nuwe dinge daaruit. Dit is soos 'n persoon wat gaan skatte bymekaar maak en dan soek hy en hy soek en hy soek en hy kry 'n nuwe skatte en ou skatte en hy bring alles bymekaar in een groep. En dis hoe die Bybel is. Ou skatte van die Ou Testament en nuwe skatte van die Nuwe Testament. En God het alles bymekaar gebring. En hy plaas hulle in die Bybel. Hy sê, hier is die skatte. Gebruik dit en geniet dit. En dit is wat so wonderlik is. Ek en jy en almal van ons het vanmôre 'n skatkis wat in ons midde is. En dis God se woord. Nou kom ons lees, wat gebeur in 1 Samuel 16 vers 6 en kom ons 6 en 7. 1 Samuel 16 vanaf vers 6. Dis nou Samuel wat hier kom en hy kom by Isaai, dis die vader van Dawid, koning Dawid, latere koning Dawid, en is hier in die begin, en die Here stuur vir hom en sê vir hom, gaan daar na Isaai se huis, en dan gaan salf jy 'n koning wat ek jou sal aanwys. Koning wat ek vir jou sal wys, moet jy net salf. Dis al wat jy moet doen. Ek sal vir jou wys wie dit, en jy salf hom. En nou kom hy hier in hierdie huis, en hy bring die oudstes van die dorp, van die stad saam met hom, en hy gaan in Isaai se huis in, en hy berei 'n maaltyd, en hy sê ons gaan vir die Here offer, ons gaan fees vier, en ons gaan voor die Here juig en jubel, en hy sê nie vir hulle regtig wat hy kom doen het nie, maar hy nooi almal saam. Hulle kom daar, en nou gebeur die volgende. Toe hulle inkom, en by Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan voor die Here sy gesalfde. Dis nou die oudste seun, Eliab. En Eliab kom die eerste een wat inkom. En toe hy inkom, toe kyk Samuel na hom, wat sê hy in sy hart? Hierdie is waarlik God se uitverkorene, né? Maar kom ons kyk. Vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Want nie kyk hoe lyk hy vir jou nie. Hy sê, ek ag hom te gering. Hy is te gering in my oë. So God soek iemand anders. Hy sê, want nie wat die mens sien God nie. Die mens sien aan wat voor oë is. Die Here sien die hart. Die mens sien wat voor oë is. Die Here sien die innerlike wese van die mens. Ons is gefokus op die oë, wat ons kan sien. Die mooi, die lekker, die goed, die groot, die klein. Dit wat vir ons reg lyk. Maar God, en dis wat ek vanmôre met jou praat, God kyk dieper. God kyk dieper as jou nerves, jou oppervlakte. Hy kyk binne in jou hart in. Want hy sien wat daar binnekant aangaan, daar diep, waar ons 'n geheime kamertjie het, waar ons alles bære, en baie mense weet nie eers daarvan nie, maar God weet alles. Ek kan jou groet met 'n groet daar by die deur van, dit gaan goed met my, en ek is so bly jy is hier, maar ek in my hart dink, wens, ek het jou nooit eers gesien vandag. Want jy sien, ons steek goeders weg. Jy sien my en jy sien die glimlag, maar jy weet nie wat hier binne ingaan, hier binne in. Waar wil jy die hart op wys? Enige plek. Jy weet nie wat binne in die mense wese aangaan nie. En daarom, kerk van die Here, is dit vanmôre belangrik dat ons gaan kyk, wat is die bedoeling volgens die skrif van hierdie gebeurtenis van die salf van Dawid. Nou as ons verder gaan, dan sal ons sien dat die woord van die Here sê in vers 11 verder, Samuel aan Isaai gevra, is al jou seuns hier? En hy sê die kleinste is nog oor, en kyk, hy pas skaap op. Dawid pas skaap op. Hy was eers uitgenooi na hierdie feesviering nie. Isaai die oupa het besluit, Dawid die jongste is nie 'n koning werd nie. My siening. Hoekom is hy nie daar nie? Hoekom nooi hy al sy ander seuns, al die ander, ek dink hulle is 7, hy het 7 seuns gehad. Hoekom nooi hy al die ander, maar Dawid is nie daar nie? Ek dink in sy hart het hy as pa gedink, my kind, ek ken hom, hy is nie so,
'n vreeslike soldaat nie. Hy het nie sulke leierseienskappe soos sy broers nie. Hy is nie daardie verskriklike intelligente en toegewyde en in die oë van sy pa was hy nou nie die keuse vir 'n koning nie. Maar hoor wat sê die Here God. Vers 12 sê, daarop het hy gestuur en hom laat kom vir Dawid. En hy was rooierig met mooi oë, hy het so rooierig vertoon. Maar hy het mooi oë gehad. En hy het 'n mooi voorkoms, so hy was 'n aantreklike jong man. En die Here sê, staan op, salf hom. Dis my keuse. Wow, dis my keuse. Salf hom. Dis buite van wat sy pa sê. God sê, dis my keuse. Want die Here kyk na die hart, Dawid se hart. Ek wil vanmôre vir jou so belangrik dat ons vanmôre dit vir mekaar sê. Jy sien, want as ons na hierdie Bybel kyk, dan is dit nie 'n storieboekie. Ek wil vanmôre vir jou sê, vir jou vra, elkeen wat luister, elkeen van julle wat hier is, wat van hierdie boek, hierdie Bybel in my hand en in jou hand is heilig? Ons hoor bietjie. Alles. Dink julle so? Anders sê inhoud, die woord. Kom ons vra so. Ons kyk bietjie, of ons by 'n redenasie kan uitkom. Dink julle hierdie omslag is heilig? Nee. OK. Hierdie blaaie? Nee. Die ink wat hier gedruk is? Nee. Wat is dan heilig in hierdie Bybel? God se woord. God se wil. Dit wat die Here gesê het. So liewe mens, jy kan vanmôre in jou huis 'n Bybel hê. Dit gaan nie jou huis heilig maak nie. Die woord moet in jou hart wees. Die woord moet in jou huis wees. Die woord moet in jou familie wees. Die woord van God moet die besit van jou lewe inneem en dit moet werklik in jou wees en daarom is dit so, ja, ons gebruik die Bybel en die woord van God is heilig wat hierin geskrywe staan, maar ek wil vanmôre vir jou sê, om net 'n Bybel saam met jou rond te dra, sê nie jy's heilig nie. Jy moet die woord van God hê. En dis belangrik. Want jy sien hierdie woord verkondig God se wil. Het jy geweet so toevallig dat die meeste van ons Suid-Afrikaanse Bybels word in 'n kommunistiese land gedruk? Nie meer in Suid-Afrika nie. Die Bybelgenootskap het nie meer drukkers in Suid-Afrika wat hulle staat maak tot 'n paar jaar terug. Ek weet nie nou nie, ek is nie meer so 'n voeling met die kerke nie. Bybelgenootskap nie. Maar my swaartjie het gewerk in die Bybelgenootskap en hy was een van die direkteure daar en hy het vir my vertel, ek praat op sy woord. Hy het my gesê, hulle kry hulle Bybels van China af. Uit China. Ons almal sê, pas op vir die kommuniste. Hulle druk die Bybel daar. Hulle versprei hom nie. Want dan mag nie Bybels in China ingaan nie. Maar, hulle stuur hom uit hierheen, hulle maak geld uit die Christene. Hulle druk die Bybel en hulle stuur hom terug Suid-Afrika toe en Suid-Afrika betaal vir die Bybels wat hier na toe kom. Maar dit maak nie van die Bybel heilig of onheilig nie. Wat hierdie Bybel heilig maak vanmôre is die woord van God wat hierin geskryf staan. En daarom as jy die Bybel lees, kerk van die Here, moet jy nie gaan as 'n geskiedenisboek nie. Jy gaan dalk jou misgis. Dan gaan hier name in wees wat in die opgrawings dalk anders genoem was as wat hier genoem is. Die name wat dit hier geskryf staan, is dalk nie dieselfde as die konings wat daai tyd of die farao's wat daai tyd geregeer het nie en die Bybel praat 'n ander naam dalk vir hulle. Maar wat ek vanmôre vir jou wil sê, daar is iets in hierdie Bybel wat jy nie kan verbykom nie en dit is God se woord. En weet jy, in hierdie geskrifte, of 'n gedeeltjie wat ons nou net gelees het, wat Dawid moes gaan en hy was as koning gesalf daai tyd deur Samuel. Samuel moes 'n koning gaan salf, en hierdie verhaal het 'n goddelike boodskap. En jy moet bietjie dieper inkyk. Ons moet net gaan kyk van wie was die seuns van Isaai en wie was Samuel en wie hierdie en daardie wat almal daar was en die oudstes van die dorp en hierdie nie. 'n Mens moet gaan dieper kyk, wat is die betekenis van dit wat hier gebeur het?
Dit wat in die Bybel geskryf staan, hoor dit vandag en onthou dit vir altyd, het 'n goue draad na die koms van wie? Wauw, van Jesus. Daar's 'n goue draad in elke verhaal, in elke boodskap. Daar het baie dinge op aarde gebeur. Daar het biljoene dinge gebeur wat nie geskryf staan nie. Maar dit wat hierin geskryf staan, wou God gehad het, ek en jy en die hele wêreld, en al die Christene, en al die Jode, en almal moet dit weet, en dit lees en dit verstaan, en dan kyk en weet, dis hoe God, die God van Israel opereer, hoe dat hy optree, hoe dat hy dinge doen, dis hoe dat die God van die heelal sy dinge doen. Hierdie Bybel sê baie dinge. Maar hy het een woord, hy het 'n boodskap. Die boodskap van die Almagtige aan die mensdom. Hierdie Bybel sê vir my, waar kom ek vandaan? Dit sê vir my, waar gaan ek heen? En dit sê vir my, hoe moet ek hier lewe? Om daar te kom, waar ek heen moet gaan. Daar's 'n boodskap in. En as hierdie Bybel nie vir jou waarde het in die kerk van die Here, dan is jou geestelikheid nog baie stomp. En het jy nodig om meer te lees en die woord van God te bestudeer. Hierdie verhaal van Dawid is eintlik daarop gemik, op die verlosser wat weer gaan kom. En as jy vanmôre kyk na die manier hoe hy uitverkies is, dan is die boodskap van hierdie kort verhaaltjie van Dawid se salwing as koning, is werklik die uitverkiesing van Christus as die lam van God, as die koning van die konings, as die Here van die Here, as die koning bo alles. Hoe hy uitgekies is om koning vir sy kerk en van die wêreld te word. En vanmôre sien ons dat die uitkies van Dawid het plaasgevind met sekere persone en karakters wat op die voorgrond verskyn en wat deur hierdie verhaal te voorskyn tree. En die eerste is Eliab en so die ander broers als na hom, en een vir een kom hulle, en vanmôre kyk ons kerk van die Here, en wat sê dit vanmôre vir ons? Die wêreld is vol godsdienstige mense. Daar's baie godsdienste, daar's honderde, dis nie duisende verskillende godsdienste op aarde. En elkeen van hulle sê, ons is die gesalfdes. En hulle mense sê, ons godsdienst is die regte godsdienst. Ons godsdienst, daar is nie 'n ander iemand beter is nie. Ons is die regte ene. En die mense sê, hierdie Eliab, dis hy. En as ons uit buite kyk, dan sê die wêreldse perspektief sê, hierdie godsdienst is seker die beste, want hulle is dalk die meeste. As ons vandag rondom ons kyk, dan is daar sekere gelowe wat geweldig ontplof, soos hulle in getalle groei. Byvoorbeeld, een van die grootste godsdienste op aarde is seker die moslim. Die moslim godsdienst seker, indien nie die grootste, seker een van die grootste. Ek praat van ware toegewydes, Christene of moslims. Ek wil vanmôre vir jou sê dat daar's baie gelowe. En as ons uit die wêreldse perspektief kyk en oor oortuigings kyk en hoe ons dinge ontleed, dan sal ons dalk sê, dit is Eliab, hy behoort bo gekroon te wees as die regte wat God besluit het. Die Here sê nee, hy is te gering. Hy is nie in God se oë reg nie. Hy is nie die uitverkiesde een nie. Hy is nie die een wat die Here uitgekies het om sy koningskap te bevestig nie. Want jy sien, deur Dawid het God geregeer. En daarom moes Dawid niks doen wat die Here nie gesê het hy moet doen nie. Hy moes alleenlik optree as die Here so sê. En Dawid was gelukkig een van daai konings wat dit kon doen. Hy het af en toe gestruikel soos enige mens. Maar die meeste kere het hy gesê, kom ons hoor, wat sê die Here?
En as hy verkeerd gegaan het, dan het hy op sy knieë gaan neerval en gesê, Here, U is nie 'n mens nie, en daarom weet ek daar's genade by God, en dat hy sy sonde bely, en dat die Here hom vergewe, en die Here het weer met hom reggemaak, en die Here het gesê, daar is 'n man na God se hart. Wow. Die tweede punt wat my laat uitstaan is van Dawid, en hoe hy as koning gekroon was. Hy was nie groot, sterk, fris gebou, soos sy ou boet nie, soos Eliab nie. Maar, Dawid het een besonderse iets gehad, wat Eliab nie gehad het nie. Hy het 'n herdershart gehad. Wow, julle, is dit nie diep nie, is dit nie mooi nie. Dawid was 'n herder. Dawid het geweet hoe om 'n hart te hê wat omgee. Hy het geweet wat is 'n hart om die lammetjies op te tel en die ou ooe wat nie kan loop nie te neem en op sy skouers te plaas en met hulle te loop daar by die kraal en hulle weer daar neer te sit en versorg en al hierdie dinge. Hy het geweet hoe is dit om wanneer 'n leeu kom en hy wil die skape vang, dan neem hy 'n kierie en hy loop hom tegemoet en hy dryf hom weg en hy sê dis my skape, dit behoort aan die Here. Jy gaan dit nie iets daaraan doen nie. Dawid het 'n herdershart gehad. Het julle al gelees dat in hierdie Bybel staan, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. En sy skape volg hom, want hulle ken sy stem. Hulle sal nie 'n vreemde volg nie. Die groot herder is Jesus. En daarom, kerk van die Here, is hy die uitverkorene van God. Hy is die enigste weg na die Vader. Hy is die enigste manier om by God uit te kom. Hy is die enigste wyse van redding vir die mensdom. Hy is die enigste wat kon sterwe en die prys betaal. Hy is die enigste een en daarom roep Johannes die Doper toe Jesus sien. Hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld op hom neem of wegvat. Daar is die herder wat sy lewe vir sy skape aflê. Daar is die een van wie Dawid 'n voorbeeld of 'n tipe is. Daar is die een wat gaan kom. So wat sê die Bybel vir ons hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Samuel 16? Hy sê luister, dit praat nie oor Dawid nie. Dit vertel nie hoe goed is hy nie, want daar word nie eenmal genoem in hierdie stukkie hoe besonder Dawid was nie. Al wat dit sê was, hy was rooierig. Hy het so rooierige gelaat gehad. Ek weet nie of dit die son was, of wat 'n indruk het dit op hierdie ou gemaak wat dit geskryf het, Samuel nie. Maar Dawid was rooierig, sê die Bybel daar. En hy het mooi oë gehad. Hy het dalk sulke ligblou oë gehad, ek weet nie. Hy het net mooi oë gehad, dis al wat hy sê. Amper soos myne is nie blou nie, hoor. Maar hy het mooi oë gehad. Dis al. Dit sê hy was sterk en hy kon 'n Goliat tegemoet hardloop met sy krag nie. Dit sê hy was slimmer as die ander nie. Inteendeel, hy het die skape opgepas. Dit was eintlik die laagste in diensneming wat jy kon kry, aanstelling. As jy die skape moes oppas, dan moes jy eintlik weg van die huis af heeltyd, die meeste van die tyd agter die skape wees. Jy was nie saam met pa by die beeste en by die kamele en by hierdie goed betrokke nie. Jy was by die skape en jy het net na die skape gekyk. So hy het nie iets besonders gehad dat die mense hom sou aansien nie. En dis wat in Jesaja 53, het jy al gelees wat die woord van die Here vir ons daar sê. Hy sê, hy was nie op 'n manier, hy praat van Jesus, en hy sê, hy was nie so in skoonheid, dat ons hom sou aanneem, of hom sou begeer nie. Hy sê, maar hy sê, ons oortreding op hom geneem, en is ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat ons die vrede aanbring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis die verskil. Dawid was maar 'n gewone herder, maar hy die groot herder wat sou kom verteenwoordig.
Hy was 'n tipe van die Christus wat sou kom. Gaan kyk na sy lewe, slaan dit na, en wat sal jy vanmôre vind? 'n Man na God se hart. 'n Koning. En 'n koning wil graag almal gelukkig hou. En die mense wil graag gelukkig gehou word. Want jy sien, die mense sien wat voor oë is. Die mense hoor wat vir hulle lekker is. As die kerk nou nie gaan soos ek het wil hê nie, dan is die kerk boring. Dan bly ons maar by die huis. As die prediker nie preek soos ek wil hê hy moet preek nie, ag nee, asseblief. Julle moet ontslaa raak. Kry vir ons 'n ander een. As die sang nie gaan soos dit moet, soos jy dit wil hê nie, of soos ek dit wil hê, of soos hy wat dit wil hê, of sy nie, ag nee, asseblief. Die Here is nie by julle nie. Julle sing ou goeters. En ons soek die nuwe goeters. Ons sit maar by die huis. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Maar kom ons gaan kyk 'n bietjie kerk van die Here. Wat sê God se woord dan rondom jou en my? En ons het nou gepraat van die Here Jesus en ons het hom vanmôre vir u opgelig. Dawid was 'n tipe van Christus. Maar kom ons kyk, vat jou Bybel in jou hand en lees saam met my. Lees saam met my vers 7. Eers is net vers 7. Ek gaan dit hoef jy nie te blaai nie, maar ek gaan vir jou lees vers 7 hiervan waar hy met Samuel praat. Hy sê die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms nie, gesalte nie. Ek ag hom te gering. Nie wat die mens sien God nie. Die mens sien aan wat die oë sien, maar die Here sien die hart aan. So wat sê hy? Hy sê kyk nie wat jy met jou oë sien nie. God sien die siel van die mens. God sien wat hier binne aangaan. Ek kan vanmôre 'n pragtige voorbeeld gee. Ek kan vanmôre hier sit en vir jou die mooiste geestelike en a en haleluja en amen skree. Maar my hart kan so ver van God af wees, dat die Here hom nie eers aanraak nie. Want ek is so toegesluit. Ek hoor nie eers God se woord nie. Ek kan vanmôre hier sit en luister en die Heilige Gees praat met almal. En ek kan vanmôre sit en vir jou, dit beteken vir jou niks. Die Here weet wat hier binne aangaan. En hy weet hoe jou stand met hom is. En kom ons gaan verder. 2 Timoteus 3 vers 16. Hy sê die hele skrif is deur God ingegee. Kom ons gaan kyk daar. 2 Timoteus 3 vers 16. 2 Timoteus 3, die 16de vers. Ek lees hom vir jou. Die hele skrif is deur God ingegee. Is nuttig tot lering, dit beteken tot onderrig, tot weerlegging, dit beteken om dwaalleer te reg te wys en uit te lig, tot teregwysing, dit beteken om jou leefstyl aan te spreek. As jy in sonde leef, spreek God se woord jou aan. Tot onderwysing. Met ander woorde, om te help dat ons nie dwaal nie. Ons geestelike lewe nie. In die geregtigheid. Om regte leefwyse voor God te kweek. Leef in die geregtigheid. Beteken om in 'n regte verhouding met God te leef. So die hele skrif is daarvoor ingegee. Hierdie is nie 'n so sappige ou geskiedenisboekie nie. Dis nie 'n boekie wat jy daar in die biblioteek gaan uitneem, of jy kry hom daar op die rakke en dit vertel vir jou liefdesverhaal, en as jy die begin kyk, dan sien jy daar kom probleme en so, en as jy die einde gaan kyk, en hulle is lank en gelukkig saam. Dis nie so 'n boekie. Dis nie 'n boek van geskiedenis nie. Dis 'n boek van waarheid. Dis 'n boek van God se waarheid, en wat vir my en jou moet help op die pad na die ewige lewe. Kom ons gaan kyk verder. Psalm 119 vers 9 tot 11. Psalm 119, hier in die begin van die Bybel, in die Ou Testament, 119, en ek dink julle ken hom almal, vers 9 tot 11, hy praat met die jong mense. Hy sê, jongeling, jong mens, waarmee sal jy jou hart
skoon hou. Jou pad suiwer hou, jou hart skoon hou. Dan sê hy, deur dit te hou na u woord. In ander woorde, deur te lewe soos die Here in sy woord sê. In vers 10 sê hy, ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Met ander woorde, die tweede punt net so belangrik is, hoe soek jy God vandag? Jy kan vanmôre hier sit uit gewoonte uit. Jy kan vanmôre opgekom het omdat jy gewoond is, al 20 jaar kom jy elke Sondag kerk. En jy kom sit hier, maar weet jy, ek het ander gesê, jy verlang meer na die viswaters, as wat jy by die viswaters sit in die kerk verlang. En nou sê hulle gaan vang liewers vis, dan sit hulle by die viswater en hulle verlang na die kerk. Jy kan hier sit en die viswater verlang. Jy kan hier sit en jy het niks van hierdie diens nie, niks van God se woord nie, niks van die Heilige Gees werking, niks nie. Jy gaan soos 'n leë dop weer hier uit vanmôre. Hoekom? Die Bybel sê, ek soek u met my hele hart. Mense is so besig om die tydelike dinge bymekaar te maak, hulle vergeet die Here. Hulle werk so hard vir geld en vir besittings en vir rykdom en om goed te doen in die lewe. Hulle kry nie eers slaap in nie. Hulle kom slaap maar hier in die kerk. Nie julle nie, ander mense. Hulle is so besig om hulle dood te werk. En hulle soek nie die Here die belangrikste nie. Mense, jy kan liewer meer tyd vir God maak as meer tyd vir jou aardse dinge, vir jou werk of jou besigheid of jou omstandighede. En dan gaan hy verder, hy sê, vers 11, en hier is die werk, die kern van hierdie boodskap vanmôre. Hy sê, ek het u woord in my hart geberre, dat ek nie teen u sal sonde doen nie. Ek het die woord van God in my hart ingebring, sodat ek nie kan sonde doen nie. Kerk van die Here, as ons nog in die sonde bly, en ons bly voortploeter op daai manier, hoe ons net bly sondig en sondig en sondig, ek praat nie van struikeling nie, ek praat van moedswillig in die sonde bly, is die woord van God nie in jou hart nie. Ek het u woord in my hart geberre, dat ek nie teen u sal sonde doen nie. So as jy lekker is om die sonde te bly, is God se woord nog nie in jou hart nie. Is dit nodig dat jy hom in jou lewe inbring, in jou hart inbring. Dan vers 105, dieselfde een, Psalm 119, vers 105. Die woord, kom julle ken hom, is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die woord van die Here is 'n lamp vir jou voet en 'n lig vir jou pad. As jy in die donker loop, kyk, as jy buite God is daar nie lig nie. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Die woord van God sê, die lig wat elke mens verlig was, dan kom in die wêreld, sê in Johannes 1. Of, ja, Johannes 1. Hy sê, die lig wat elke mens verlig was, kom. Met ander woorde, Jesus is die lig vir die wêreld. En sy lig skyn deur die kerk. En dis hoekom, soos wat die maan skyn nie van self nie. As jy op die donkerste nag gaan, dan lyk dit vir jou die maan skyn verskriklik. En as dit volmaan is, dan kan jy tot rondom jou sien wat aangaan. Want daar's 'n lig wat uit die maan uitskyn. Maar het jy geweet dat die lig wat die maan gee, eintlik die son se is? Dis nie die maan se nie. As hy agter die aarde kom, die maan, dan het hy nie meer lig nie. Die son moet op die maan skyn en die maan weer kaats na die aarde toe. So die maan weer kaats die lig van die son. En net so, dis wat hy hier sê, u woord is 'n lamp vir my voet. Met ander woorde, die lig van God moet ons in die duisternis help om ons pad te kry. Dis hoekom mense sukkel om gered te word. Hulle lees nie Bybel nie. Hoekom kom mense nie los van hulle probleme nie? Hulle lees nie God se woord nie. Want hoor wat sê hy, u woord is 'n lamp waar ek loop. In die donkerte, en maak God se woord oop, dan is hy soos 'n lamp wat skyn. 'n Lamp vir my voet, 'n lig, soos 'n helder torch of skietlamp, wat ons kan lig en ons kan ons pad volg. OK, kom ons gaan verder. Jeremia 23 vers 29,
En die kan jy maar net by die huis gaan lees, die volgende 2. Hy sê, is u woord? Hy sê, ja, my woord. God sê, my woord is soos 'n vuur en soos 'n hamer, wat die harde rots stukken breek. Die woord van God is soos 'n vuur. Paulus skrywe, die Bybel skrywe daarvan. En kort herinner hy ons dat ons word gelouter deur vuur, soos deur vuur. Ons word soos goud gesmelt. Julle, al die onsuiverhede moet wegval, moet van ons af weggaan, sodat ons voor God rein en skoon en heilig kan wees. En hoekom die onsuiverhede en die sonde uit ons lewe weg? Wanneer die vuur van die Heilige Gees in ons harte begin brand, dan brand dit al die onheil en verkeerde dinge weg en uit, en skielik vind ons weer nuwe hoop, en ons voel weer nuut, want ons is soos goud gesmelt in God se vuur. Die Heilige Gees werking, die woord, is soos 'n vuur. As jy die woord van die Here hoor, en dis hoekom ek sê, maak jou hart oop, wanneer jy in 'n diens kom. Want wanneer die prediking uitgaan, is soos 'n vuur wat brand. Party ouens kan nie stil sit nie. Hulle beskuif hiernatoe en hulle skuif daarnatoe, en as jy weer sien, dan is 'n bid deur uit. Ek sê nie as jy iets het wat jy moet gaan doen nie. Ek sê, party ons, as hulle weg. Want jy sien die woord het hulle so aangespreek. Hy het so geskrik, hy kom nooit weer kerk toe nie. Hy kom in die kerk, hoor die woord, hy skrik so, en hy hardloop skoon weg. Die ander ouens vat dit so gemaklik. Hulle sit net by die vuur en warm word. En hulle ontvang niks nie. U woord is soos 'n vuur. Dis daar, en dis goed dat sondaars in 'n kerkdiens kom. Dis goed dat niemand weggewys word by die deur nie. Want jy sien, dis 'n kans en 'n geleentheid om jou lewe met God reg te maak. So die sondaar wat daar inkom, ag, aanvaar hom. Al is dit hoe groot sondaar, al ruik hy soos die sonde. Plaas hom maar op 'n plekkie waar jy dit aan hom kan asemhaal, maar bring hom in. Dat hy deel word van die werking van die Heilige Gees. Want is dit die kerk van die Here, dat die meeste alkoholiste het in dienste soos hierdie, hulle hart aan die Here gegee, en nooit weer omgedraai nie. Ek het dit my eie oë gesien. Ek het ander vir julle vertel van oom Pikkie, daar van Hartbeesfontein, wat so tot bekering gekom het. In 'n diens soos hierdie, menigte tot bekering gekom. Wanneer die woord van God soos 'n vuur in hulle harte begin brand, en voor hy hom kom kry, dan word daar uitnodiging gemaak, en dan sê hy vir my agterna, dan sê hy, weet jy Laurens, ek weet nie hoe ek voorgekom nie, ek wou nie uitstap nie, maar toe ek my kry, toe kom kniel ek hier voor, en ek huil dat die trane op die mat drup. Ek weet nie wat my gebeur het, maar nou weet ek, God het my lewe verander. En dis die verskil. Wow, soos 'n vuur. En tweedens soos 'n hamer. As jy hamer vat, en ek begin slaan daar by my buurman, hy werk nou nagskop. As ek so 'n paar houe gee, dan kan ek hoor die ou kreun hier langs, want hy is besig om te slaap. En ek wil nou werk. En nou slaan jy hier op die werksbank, bwa, en hy dak weer. En niemand kan slaap nie. Almal is wakker. Is dit nie hoe God se woord werk nie? As jy nog sit en slaap, terwyl die woord van die Here regtig uitgaan, en jy slaap nog, het jy 'n probleem. Jy moet dalk by die dokter uitkom. Dat is dalk 'n groter probleem as 'n geestelike probleem. Jy het dalk een of ander siekte probleem, of iets wat jy nou regtig moet bietjie van genesing van kry. Maar die woord van die Here is soos 'n hamer. Dit slaan die hardste rotstukkend, sê die Bybel, hier waar ek jou nou gesê het van Jeremia 23. Dit slaan die hartstukkend, kerk van die Here, wanneer die woord uitgaan en reguit op die regte manier gepreek word, dan word daai ou harde hart wat binne jou is, stukkend gebreek. Hoe weet ons nie, maar jy kom hier uit as 'n ander mens, jy's nie meer dieselfde nie. Die Here het 'n werk gedoen wat geen mens en geen dokter en niemand kan doen nie. Net God se woord, deur die Heilige Gees geïnspireer,
kan jou hart oopbreek. Hoe baie het ons gesien, dat selfs jong kindertjies in 'n diens soos hierdie uitkniel en hulle hartjies vir die Jesus gee. En die wonder van dit is, die teken van 'n stikkende hart, is wanneer die trane oor die wange begin hardloop. In die week, het ek voorheen gehad om met iemand te deel, iemand het my uitgenooi om die persoon te deel, en ons het gepraat en gepraat, maar die hart was so hard. Ek het geen tekens gesien van deurbraak nie. En toe op 'n dag, op 'n sekere minuut, sê Here, hoor hierdie persoon wat ek regtig sê uit die woord. Op 'n sekere minuut, toe breek daai hamer van God se woord deur. Die trane hardloop oor die wange. En God se woord breek die stikkende hart oop. Die harde hart oop. En hy maak dit nuut. Die laaste wat ek vir jou wil lees, Hebreërs 4 vers 12. Hebreërs 4 vers 12. Dit is nou weer in die Nuwe Testament. Jy kan hom maar afskryf en by die huis gaan kyk. Hebreërs 4 vers 12. Hy sê die woord van God is lewend. Dis nie 'n dooie boekie. Dis nie 'n ou storie wat ek lees en as ek hom klaar gelees het, dan sit ek die storieboek daar op my rak neer en ek vergeet van hom. Ek lees hom nooit weer nie, want hy het vir my geen sin nie. Dis 'n roman of 'n liefdesverhaal of wat ook al. Die woord van God is lewend. Dit word gedryf deur die Heilige Gees met lewenskrag. Dit kan vanmôre lewe gee vir 'n dooie siel in hierdie plek. Dink aan vanmôre mense wat heeltemal dood is in hulle geestelike lewe, kan die woord van God deur die Heilige Gees gedrywe net so omkeer en jou uit jou dood uit lewend maak om 'n nuwe lewe in Christus te wandel en te handel en te leef. Hy is lewend, kerk van die Here. Die woord van die Here, sy tweedens, is kragtig. Wow! Die woord van die Here wat God spreek is kragtig. 'n ander woordjie hiervoor is dinamies. Dis soos dynamiet. Mense, die woord van die Here kan vanmôre 'n sondaar wat in hierdie gebou instap, of enige mens wat hier instap, wat niks van die Here al weet nie, kan hom vanmôre uitruk uit sy omstandighede en hom losmaak. Dis dinamies. Hy kan vanmôre jou uit jou grootste ellende verlos en vir jou oorwinning gee. As jy dit snap. So spreek die Here. En God spreek vanmôre deur sy woord tot jou. Verander dit alles rondom jou. Die woord van die Here is skerper as enige tweesnydende swaard. Julle het dit al baie gehoor en ek wil dit weer gebruik, net te illustreer. Die woord van God het twee snykante. 'n Swaard, tweesnydende swaard het twee snykante. Hy sny so en hy sny so. So jy kan so kap en jy kan so kap in jou geveg. Die woord van God is skerper as enige swaard. En hy sny twee kante toe. Hy sny vanmôre na jou toe wat luister wat ek sê. Want die woord sê, so sê die Here, en jy luister, jy sê, ja, die Here praat vanmôre, op so wonderlike wyse met my, maar weet jy, God se woord sny ook terug, na my toe. Dit spreek nie net jou aan nie, dit spreek ook vir my aan. Dit is skerper, as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur, met ander woorde, dit gaan tot die skeiding van siel, gees, gewrigte en murg. Dit bring skeiding. Dit sny deur tot in jou siel. Dit sny tot in jou hart. Dit sny tot in jou gewrigte en jou murg en jou been. Want as dit net jou verstand aanspreek, gaan jy uitstap en sê, wow, dit was nou lekker, maar ek weet nie eens wat hy die ou gepreek het. Dan was dit verstandelik. As dit net jou gehoor aanspreek, dan sê jy vanmôre, sê, was nou 'n
pragtig. Al wat ek kon onthou was daai grappies wat hy gemaak het. As dit vanmôre iets anders was, en hy het vanmôre tot jou gespreek deur jou gebeente, dan was jy vanmôre dalk siek ingekom. Maar die woord van God het 'n genesende krag deur jou gevloei, en jy kan gesond uitstap. God se woord is kragtig, is skerp, is dinamies, beter en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit bring, hy sê dis 'n beoordelaar van die oorlegging en die gedagtes van die mens. Dit bring die bedoelinge en die gedagtes van die hart tevoorskyn. Want as die woord van God uitgaan, dan beoordeel dit jou. Jy sit hier, en of jy word kwaad, en dank die Here as jy kwaad word. Want as jy uithardloop met jou gesangeboekie, daar by die huis gaan jy sleg voel. Jy gaan sê, ek moes nie so uitgestorm het nie. Soos partymal ook nie heeltemal verkeerd om kwaad te word nie. En as jy daar dink, gaan die Gees van die Here jou daar oortuig, en jy gaan weer terugkom met jou gesangeboek, en met jou Bybel, en met jou pen, en met jou papier. Hy is 'n beoordelaar van die gedagtes. En hy maak die hart se diepste geheimenisse bekend. Skielik, daai goed wat jy so diep weggeberg het, wat niemand van weet nie, bring die woord na voorskyn en sê, dis sonde. Dis sonde. Jy maak dit af as 'n gewone ou struikelingkie, dis sonde. En die woord van God sê, en hy spreek jou aan, hy sê, as ons sonde bely, dan is God getrou en regverdig, om ons alle sonde te vergewe en ons te reinig van alle ongeregtigheid. So ons moet dit bely. Ek wil afsluit vanmôre met die laaste een wat ek wil sê. 2 Timoteus 2 vers 15 en Handelinge 8 vers 5 tot 8. 2 Timoteus 2 sê hy, Paulus skryf vir Timoteus, hy sê Timoteus, hy sê, spits jou daarop toe, om die woord van God reguit te sny. Om die woord van God reguit uit te dra. En ag, ek is jammer as jy dink nie jammer nie, maar alright, dis naakvies. Ek is jammer as jy vanmôre voel ek preek te reguit. Maar ek kan nie reguiter as die woord van God preek nie. En ek kan nie iets preek wat nie in die Bybel staan nie. So ek kan nie vir jou sê, gaan maar met jou sondes voort. Ag, die Here is liefde, moenie worry nie, moenie worry nie, moenie worry nie. Ek moet jou God se woord preek. Paulus sê Timoteus, spreek die waarheid. Preek die waarheid. Sny die woord reguit. Sny God se woord reguit. En ek dink ons het in jare gekom waar die kerk van die Here begin en predikante begin, en ek sê nie almal nie, ek sê party is op 'n punt waar hulle nie meer God se woord reguit sny nie. Want net nou word die gemeente kwaad, dan het ek nie meer 'n gemeente nie. Nou voel die ouens, ek preek net sonde, en hulle is almal sondaars. En dis nie wat ek sê nie, ek preek God se woord, kerk van die Here. En mag ek eendag voor die Here staan, en nie vir my sê, Laurens, jy het nie gedoen wat ek jou gesê het. Ek het jou gevra om die woord te preek, en jy het nonsens gepraat. Jy het sommer jou eie gedagtes gebruik. Mag die Here my bewaar. Ek wil nie skuldig vir hom voel nie. So as ek eendag preek, oor sonde en die ander dag, oor liefde, dis hoe die Gees van die Here lei. En dan, die grootste van alle predikers, en nou wil ek met die predikante praat, wat dalk miskien een na my luister, dalk iewers te daal, dit by my kom. Handelinge 8 vers 5 tot 8 sê, hy praat daarvan, dat Filippus, het Samaria deurgegaan. En hy het in een dorpie van Samaria gekom. En die Bybel sê dit so mooi, in die ou vertaling, hy sê, en hy het Christus vir hulle gepreek. Wow. Hy het Jesus aan hulle verkondig. Mense, ons preek positiewe, en baie predikante preek vanmôre opbouend, en wil jou karakter bou, en wil vir jou vertroosting gee, en wil jou bemoedig, en vir jou sê, man, ons het te veel negatiewe dinge nodig, ek wil jou positief kry, ons het positiewe gesprekke, en positiewe
praatjies met mekaar en 'n boodskap en al hierdie goed en dit is alles mooi en wel, maar ek wil vanmôre sê vir elke predikant wat na my luister, jy moet Christus spreek. As jy nie Jesus spreek, het jy nog nie God se opdrag uitgevoer nie. As jy nie Christus spreek nie, en jy al die ander mooi dinge sê, en die regte dinge sê, maar dit maak geen sin nie, want jy moet dit preek wat in hierdie Bybel staan, jy moet Jesus spreek. Jy moet Christus in jou boodskappe inbring. Ons kan praat oor die oorlog in Iran, ons kan praat in die oorlog in Oekraïne, ons kan praat oor die slag van Armageddon, en al hierdie goeters, en waar die oorloë heen gaan, maar as ons nie Jesus inbring nie, as die kern van ons boodskap nie, is ons boodskap eintlik niks werd. Wanneer dit oor God se, oor hierdie preekstoel uitgaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het vanmôre gesê, wat is heilig in hierdie Bybel, en toe het ons gesê, dis die boodskap. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n Bybel het, dit is nie sonde, om jou Bybel te vat, en daarmee highlighters te gebruik, en iets te onderstreep nie. Dis nie sonde om dit te doen nie. Dis nie sonde wanneer jy lees, so lief het God die wêreld, en jy so pas tot bekering, sommer daar te skryf, wow, prys die Here, met 'n potlood of 'n pen bo dit nie. Dis nie sonde nie, julle. As ek jou gesê het, hierdie bladsy het julle self net nou gesê, dis nie die bladsy wat hom heilig maak nie, dis nie die omslag nie, dis nie die ink nie, dis nie waar hy gedruk is nie, in China of Suid-Afrika, of waar kommunistiese of Christenland nie. Dis die boodskap van die Bybel, wat dit heilig maak. Die boodskap maak dit heilig. Prys die Here. Kom ons buig ons hoofde, kom ons gaan in gebed. En ons sê vir die Here dankie vir sy woord, en dankie vir hierdie geleentheid, dat ons vanmôre gegeen is om nog so by mekaar te wees. Hemelvader, ons is so dankbaar. So dankbaar vir die Heilige Gees, wat deur u woord met ons spreek. Here, ons het nie vanmôre woorde om vir u dankie te sê, dat u vir ons die Bybel daar gestel het, waaruit ons God se wil kan lees, en waaruit ons kan sien in die boodskap van hierdie bladsye, wat die wil van die Here is. En Vader, vanmôre wil ons heeltemal commit, en ons wil aan voor u neerbuig, en ons wil sê, ons wil u woord in ons hart bære, dat ons teen u nie sal sondig nie. Ons bid dat u vir ons genade sal gee. Ons bid, Here, dat ons vanmôre sal weet, dat die liefde van Jesus dwing ons, om ook die woord van God te lees, daarvolgens te lewe, en dit toe te pas in ons lewens. Word verheerlik, Here, en dankie vir u genade vanmôre, en u spreek met ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.